gesluierd deur Elsabie Welman. Sy durf nie skree nie. Sagte kermgeluide wil ontsnap, maar haar vuis smoor dit. Die geswets kom nader. Katie Hartman se brein gee instruksies. Haal stadig asem. Sit stil. Die grond is klam en koue kruip in haar lyf in. Dit vererger haar bewerasies. Die straatlig kan haar skuilplek verraai, maar sy moet sy gesig sien. Haar donkerblou sweetpak bied goeie kamouflering. Katie skrik toe sy afkyk. Geluidloos en stadig trek sy haar wit Nikes onder haar sitplek in. Ek weet jy's hier, Poppy! Katie se gesig krekel op en sy knyp haar oë toe. Hy weet sy is vroulik? Wel ja, sy het gegil soos 'n tiener. Dis logies. Dit is dan ook die rede waarom die pes omgeswaai het. Hy is besig op sy foon, teksels, haar selfoon se klank. Indien daar nou 'n boodskap inkom, is sy geboek vir 'n begrafnisondernemer. Kom help, ek het 'n liggaam, dalk 2. Sy is liggaam nommer 2. Sy moet loer. Stadig draai sy haar kop na links. Gelukkig vloek die dom donkie aan mekaar. Dit verklap sy ligging. Katie ruk haar asem in. Die bose gesig wat teen die straatlig afgeets word, is die van Rolf, 'n kollega van haar broer. Sy het nog nooit van die windbol met sy peroksied verbleikte stokkieshare gehou nie. Hy oordonder enige gesprek en sy arrogansie drup soos die boomgom van hom af. Sal enige iemand glo dat hy die moordenaar is? Dit het vroeër sag begin reën en druppels tik op die bos waar sy skuil. 'n Paar blaartjies giet oortollige reënwater op haar uit. Haar klere raak deurweek, so ook haar lang bruin hare wat ijskoud teen haar kopvel kleef. Die donker stem kom weer nader, hierdie keer vanuit die plante groei om haar. Behou posisie, waarsku sy haar vibrerende liggaam. Jemmel, sy's net 18, so pas matriek geskryf. Sy wil nie nou doodgaan nie, sy wil ook nie meer 'n groot mens word nie. Sy wil veilig by haar boet wees. Dit word lig. Rolf sal die liggaam moet verwyder voor die inwoners begin uitbeweeg. 'n Voertuig kom nader. Takke kraak en Rolf roep sy mater. Hierdie kant toe! Iemand het my gesien, maar ek kry nie die bitch nie. Katie knyp haar oë toe, asof dit haar beter sal laat hoor. Dit reën nie meer nie. Wat help met die klank? Hoe lank terug? Vra die ander gomtor. 40 minute, dit was nog donker. Dan het sy nie jou gesig gesien nie, antwoord Gomtor kortaf. Kry jou flerry, ons moet verkas. Vygiestraat is gewild onder stappers en hardlopers. Na rukkie se stilte vervolg die helper geïrriteerd. Hoekom boor jy hulle? Dis minder moeite om 'n masker op te sit en hul net daar te los. Hierdie gebeur dis gereeld. Rolf, 'n polisieman, die bliksem. Katie seil agter op haar maag onder die bos uit. Haar selfoon nou op sag gestel. Steeds verskuil sy agter takke. Neem sy 'n foto van die voertuig en een waar hulle die liggaam in die bagasiebak gooi. Sy stuur 'n boodskap na haar broer. Magtig Katie, in die donker, jy soek moeilikheid. Hou op beklei. Sy is dood nog en die verligting om veilig by hom te wees, laat die trane rol. Ek het 'n moordsaak opgelos, nog voor daar 'n saak is, stamel sy.
Die koue laat haar lyf steeds ritsel. Armand sit sy arms vertroostend om haar. Dis net, jy kon ook nou in 'n bagasiebak gelê het. Die bloody Rolf. Ek gaan dit geniet om sy verwaande nek te knak. Sal hy nog steeds vir my kom? Sy hou haar broer dop, terwyl sy haar gesig met 'n nat mou afvee. Dis 'n gegewe. Ons gaan klere pak en vanaand in 'n hotel slaap, totdat ek en kaptein alles deurdink het. Wanneer Rolf agterkom dat ek die saak gerapporteer het, mag hy dalk jou betrokkenheid ondersoek. Hy is nie onnosel nie. Kan jy jou kaptein vertrou? Definitief. Ons sal jou beskerm. Maar jy moet saamwerk en met niemand kontak maak nie. Nie 'n vriendin of sosiale media nie. Ook nie met Derek nie. Hoekom nie? Wil sy verontwaardig weet. Ek kan hom vertrou. Rolf kan Derek volg om by jou uit te kom. Luister na my, asseblief. Sit jou foon heeltemal af. Ek sal langs die pad 'n ander een kry, sodat ons twee kontak kan behou. Ek en Derek het baie planne gemaak vir die vakansie. Ek moet iets vir hom sê. Dalk dat ek saam met 'n niggie op 'n staptog is. Armand knik. Kyk die plof 'n dankbare sig uit. Katie slinger die boek na die ingeboude kas in die hotelkamer. Sy het 'n TV-program probeer volg, tydskrifte deurgeblaai, haar sosiale netwerk se doen en late bekyk, maar niks kan haar aandag vasvang nie. Die gepleit van die meisie wat probeer ontsnap, trill steeds in haar oordrom. Die vrees in haar eie lyf sit nog vas. Nie eers die lang, warm bad kon haar laat ontspan nie. Sy verlang na Derek, die lang maar man met 'n hart van goud. Hy sou haar nou kon troos en vashou, terwyl haar vingers sy netjiese blonde kop verrenoveer. Die sagte klop ruk haar spiere paraat. Sy storm deur toe. Net Armand is sigbaar deur die loergaatjie. Jy broer? Hulle het 'n kodewoord afgespreek indien daar gevaar is. Jy kan oopmaak. Armand sluit die deur agter hom. Is jou foon af? Het jy klaar met Derek gepraat? Katie knik en ruil haar foon vir die nuwe een. My nommer is gestoor onder Karel. Katie trek swart lappe uit 'n sak. En die? 3 vingers staan in die lug. Jy sal Rolf moet uitken. Die nommerplaat op die foto het gehelp om ene Pieter Tas in hegtenis te neem. Hy weier om Rolf se identiteit bekend te maak. Die gebleikte Rolf is senuweeagtig en hy steek sy neus oral in. Hy was ontstoke toe kaptein nie die bron van die bewysstukke bekend wou maak nie. Indien jy bereid is om hom uit te ken, sal kaptein hom vra om in die lyn van uitkenning te staan, asof ons nog een gesig benodig. Hy beter my nie sien nie. Hy sal nie. Jy gaan 'n moslem burka aantrek met 'n sonbril op, sal niks sigbaar wees nie. Kyk die grinne. Dis effe ekstreem. Dis tipies Armand, oorbeskermend sedert hul ouers se afsterwe. Dit is nie. 'n Vent soos Rolf sal vertrouelinge onder die blou baadjies hê. Kaptein sal jou in sy voertuig van 'n sekere punt af by my oorneem en na die tyd via verskillende veiligheidsstoppe aan my oorhandig. Laat ek net huis toe gaan, asseblief. Alleen in 'n beknopte, vreemde plek. Ek raak van my kop af. Armand draai skeef op die bed en vat haar hand. Rolf is desperaat, sis. Hy sal enige iets doen om die getuie in die hande te kry. Hy sal enige van ons elimineer om sy bas te red. Sy kry die pleitende oë voor haar jammer. Toe haar ouers in die vliegongeluk oorlede is, het hy haar op dieselfde wyse onder sy vlerk geneem en getroos, oor en oor wanneer sy so hartseer was. Armand leun stomend teen die muur van 'n gemeubileerde 2-slaapkamer woonstel.
Hierdie is tonne beter as die hotel. Dankie vir die skuif. Wat stoom jy so? Ek het 3 blokke weg in 'n steegie stilgehou, ingeval iemand my agtervolg, en trappe geklim. Belangrike vraag. Het jy weer met Derek kontak gemaak? Kyk die frons geïrriteerd. Nee. Derek is Rolf Botha se stiefbroer. Het hy nooit uitgebrei oor sy familie nie. Die koolsuurgas is geblokkeer en naarheid bou in haar darmes op. Derek? Haar Derek? Is daardie monster se broer? Haar sagte, oordentlike Derek? Derek se van is dan Marx. Haar keel kry seer toe sy praat. Verskillende paas, neem ek aan, troos Armand. Ek kan dit nie glo nie. Sy skree die skokgolf uit. Die rot! Ek het hom nou so nodig. Katie skud haar kop en vervolg in 'n piepstem. Hy het vertel van hul saamgestelde familie, maar nie gesê Rolf is in die polisie nie. Hoekom het hy nie? Omdat hy weet jy is daar? Hulle kyk fronsend na mekaar, totdat Armand se gesigsuitdrukking ontspan. Jy, dapperstapper, het 'n groot muurnes oopgekrap. Pa sou trots op jou gewees het. Wat 'n muurnes? Is Derek betrokke? Ons weet nog nie. Rolf se trawant het vandag 'n nagtegaal oomblik gehad, toe ons dreig dat hy saam vir moord gaan sit. Hy het onsself na die lijk geneem. Rolf se koel word gekoppel aan 'n hele paar verkrachtings en moorde die afgelope 4 maande. Hy spoeg en swets oor sy maatjie se verraad. Nietemin, Derek het by sy broer in aanhouding kom kuier en my oor jou uitgevra. Laat hy in 'n meerkatgat klim. Hy moet wegbly van my af. Wanneer kan ek ophou wegkruipertjie speel? Die saak word gebou, Katie. Dit gaan nou nie net oor hierdie moord nie. Die straataanklaer wil die hele kaboedel saam hanteer om seker te maak dat Mr. Arrogant vasgeplak bly in sy tronkstoel. Die dag wanneer hy uitkom, moet ek weer in 'n moslem verander? My lewe is geruïneer. Sy spring op en stap heen en weer. Armand maak sy arms oop, sodat sy in sy beskerming kan vasloop. Hy is nie lank soos Derek nie, maar haar ouboet is 'n aantreklike gorilla wat haar klein postuur toevou, sodat niemand naby kan kom nie. Dit is hoekom ons hom lewenslank daar wil hou. Jy is in 'n slegte posisie, ek weet, maar probeer net vasbyt. Later stap Katie met die burka-drag en sonbril die hofgebou binne. Derek sal in die hofsaal wees. Daarom is toestemming by die regter verkry om haar stem te verbloem deur middel van 'n stemmodulator in haar mikrofoon. Haar mond is droog en alhoewel dit somer is en die burka normaalweg te warm, is haar lyf yskoud. Die burka se soem bly aan die pink sandale se gespe vashak. Sy moes eerder toeskoene aangetrek het. Waarheen vat die 2 konstabels haar? Hierdie roete is nie dieselfde as wat Armand verduidelik het nie. Katie kyk op met die hoop dat haar broer hulle volg. Rits, rits! Geluide weerskante van haar kop verlam haar van skrik. Haar bewakers val sekondes na mekaar, rukkend op die vloer neer. 'n Stewige hand sluit oor haar mond en pluk haar lyf regs in 'n gang af en in 'n leë vertrek in. Katie se elmboog tref hom kolskoot, genoeg om sy hand van haar mond te kry. Haar gil weer galm vir 'n sekonde, maar die ferm hand klap haar mond weer toe. Bly stil! Hy slaan die deur agter hulle toe. Dis Derek. Nee, hy gaan haar namens sy broer afransel. Sy trek haar kake oop en byt sy vingers so hard sy kan.
Katie, stop dit! Haar donkerbril land op die grond. Sy hou nie op wriemel en skop nie. Dirk se greep verstewig. Selfs sy ken op haar voorkop dwing haar kop terug. Sy het vergeet hoe groot hy is. Ek red jou, dammit! Ek sal my hand wegvat, maar moenie skree nie. Sy knik, maar toe hy sy greep effens verslap, trek sy haar longe vol. Voor die gil 'n behoorlike hoogte kan tref, smoor hy haar. Hou nou op! Hoekom vertrou jy my nie? Jy is Rolf se broer, fluister sy, toe hy sy hand effens lig. Jy kan sy pion wees om my dood te maak. Glo jy regtig ek het tot so iets in staat? Damn it, Katie, regtig? Katie se stilswye laat hom sug. Rolf het van sy skiewies in plek om jou te onderskep voor jy getuig. Iemand het vir hom gesê dis 'n moslimmeisie. Ek sal nie toelaat dat hy jou lewe ook neem nie. Hoe weet ek jy praat die waarheid? Sy ander hand beweeg teen haar rug. Hier's my selfoon, bel jou broer. Ek gaan my hand wegvat. As jy gil en Rolf se trolle gryp jou, is dit jou eie skuld. Katie ignoreer sy foon en krap haar eie foon onder die burka uit. Haar hande ruk. Asseblief, moenie my seermaak nie. Kry jou broer, voor die ander spul ons uitsniffel. Sy babbel oorhaastig toe Armand antwoord. Kom kry my, die konstabel wou my ontvoer. Waar's jy? Skree hy. Katie soek hulp by Dirk. Hy maak die deur oop en wys na die nommer op die deur. Na die oproep druk Dirk haar agter die deur in. Hy staan teen die oorkantste muur. Hulle behou oogkontak. Armand storm in en orkaan op Dirk af. Jou vuil goed, waar is Katie? Hier sê ek, kerm sy van agter die deur. Met sy vuurwapen op Dirk gerig, skuif hy agteruit om haar te beskerm. Hy het my gered van jou blou soldaatjies. Armand snork deur sy neus. Sê wie? Hy het sy foon aangebied om jou te bel. Wat soek julle hierdie kant van die gebou? Vra hy vir Dirk. Gaan vra jou roekies hier buite, daag Dirk hom uit. My broer wil die getuie elimineer voor die hofsaak. Ek het Katie se skoene onder die swart rok herken en besef hulle is op pad na die verkeerde vleuel. Katie kan haar oë nie van Dirk afhou terwyl Armand steeds versigtig vir versterkings bel nie. Sy stap nader aan Dirk. Ek is jammer, ek het gejok. Armand hou haar terug tot langs hom. Dirk lig 'n wenkbrau. Ek verstaan dit, ook dat julle my wantrou. Ek is jammer, my stiefbroer is 'n freaking fossiel. Katie lag sag. Dirk se uit die bloute sê goed, doen haar goed. Hy moet so gou moontlik weer terugklim in haar lewe in. Haar glimlag verdwyn. Dis te sê as hy onskuldig is. Daar's nie tyd vir grappies nie, brom Armand. Katie se lewe is steeds in gevaar. Die kamptige bewaarders het ons manne uitgeskakel en kan nog hier rondwaal. Jy moet in die hof kom, sis. Waar is jou donkerbril? Dirk tel die bril op. Hy is darm nog heel. Sy hand rus vlugtig op haar boarm. Ek's lief vir jou, moslimmeisie. Bel my sodra jy gerus voel oor my. Katie hardloop om die voordeur oop te maak. 3 weke was te lank, kla sy in Dirk se arms. Vir my part kon hulle Rolf na dag 1 al gevonnis het. Dan was ek gouer by jou. Katie kruip onder sy skouer in. Dit was sleg, maar na 1 dag sou hy net vir 1 moord gesit het. Nou is hy vasgeketting in sy eie klooster met 13 lewenslange vonnisse agter sy naam. Ek hoop daardie aaklige burka is in 'n asblik. Nooit! Ek sal dit hou, in geval ek weer vir 'n skurk moet wegkruip. Dirk antwoord nie dadelik nie. Die frons trek diep glewe en hy krap sy keel skoon. Volgende keer is ek in beheer. Katie se bloed stol. Wat beteken dit?